Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Nou vandag wil ek vir julle 'n mooi storie vertel. Want o genade, ons het mooi stories nodig. In 'n wêreld vol negativiteit en oorlog en egskeidings en eensaamheid en trauma, het ons stories nodig wat ons hart weer herinner hoe menswees eintlik veronderstel is om te lyk. Nou dit was oujaarsdag aand en ons het gebraai en daarna het ons gestort en onsself mooi aangetrek, langbroeke en mooi hemde en skoene en lekker goeders aangespuit. Want ons kom uit Pretoria uit en daar dress jy as jy uitgaan. En toe ons nou by die kuierplek aankom, is dit redelik vol en toe tref het ons hoe overdressed ons is. Ons het vergeet, dis 'n vakansiedorp en dis vakansietyd. En terwyl ons staan en lag oor die feit dat ons overdressed is, stap daar 'n ou in, 'n groot ou, en hy's kaalvoet. En ja, ons wys en ons fluister en ons oordeel so half, sonder om dit regtig te bedoel. En soos wat dit nou wil hê, kom staan hy hier langs ons. En net daarna stap daar 'n beeldskone vrou in, mooi aangetrek, oorbelletjies, haartjies is gedoen, stylvol, en sy gaan staan langs hom, en sy het skoene aan. En ons begin gesels, en later sê ek vir haar, "Sjoe, ek moet net vir jou sê, jy lyk pragtig." En sy glimlag en sê, "Baie dankie," en toe vertel sy, dat hulle twee het 'n kleintjie by die huis, en hulle kom min uit, en die kleintjie is vanaand gelukkig by ouma, en hulle kan bietjie uitkom. En toe vra ek so half tong in die kies vir haar, "Pla dit jou nie dat jou man kaalvoet is op so 'n spesiale aand nie?" Sy kyk na hom, sy kyk hom so op en af, en sy gee hom so 'n spesifieke kyk, en sy sê vir my iets wat my vir ewig gaan bybly. Sy sê, "Dis hoe hy is. Ek love hom soos hy is. As hy kaalvoet is hy gelukkig, en dit maak my gelukkig om hom gelukkig te sien." Nou daardie hele aand raak hulle aan mekaar, hulle druk mekaar, hulle gee mekaar komplimente, en hulle soen mekaar, en hulle lag saam. En toe ons al wegry, toe sê ons vir mekaar, dis die mooiste voorbeeld van liefde en menswees wat ons in 'n lang tyd gesien het. Hoe hartseer is dit nie, dat dit half die uitsondering is, en nie die reël wat ons reg rondom ons sien nie. Want kom ons wees eerlik, oral om ons is mense saam, maar mense is sielsongelukkig. Jy sien dit in hulle gesigte, hulle kritiseer mekaar, hulle val mekaar aan, probeer mekaar regmaak of verander, en naderhand leef hulle by mekaar verby. En toe wonder ek, wat as ons weer kan leer om so lief te hê? Die Bybel sê mos in 1 Korintiërs 13, die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, dit soek nie sy eie belang nie. Wat as liefde nie beteken om iemand te vorm of te verander nie, maar om ruimte te skep? Miskien moet ons die ou sêding van live and let live omdraai en sê let live to live. Want dalk lê die oplossing vir ons eensaamheid, ons verhoudingspyn, ons interpersoonlike trauma nie daarin om mense te verander nie, maar om hulle toe te laat om te wees. Hoeveel energie mors ons nie om oor onbelangrike dinge te beklei nie? Hoe iemand aantrek, hoe iemand dink en hoe iemand leef nie. En wie van ons het nou regtig die reg om vir iemand anders voor te skryf hoe om mens te wees? Vat die voorbeeld van Jesus. Hy het nie mense eers verander voordat hy hulle lief gehad het nie. Hy het hulle lief gehad en dit het hulle verander. En hier is die kikker. Dalk was ons daardie aand die enigstes wat enigstens agtergekom het dat hy kaalvoet was. Want toe ons verby sy voete opkyk en met hom begin praat, wat 'n ongelooflike mens. En toe tref dit my ook, miskien is hy so, omdat sy vrou hom so laat wees. Daardie sprankel in haar oë, daardie lag en daardie verwondering vir hom. Miskien blom 'n mens eers regtig wanneer iemand die tafel dek vir jou om jouself te wees. So kyk vandag na jou eie lewe, na jou verhoudings, na jou mense om jou. Gee hulle die ruimte om te wees wie hulle is, of net wie jy wil hê hulle moet wees. Want dalk kan jy eers regtig lewe, wanneer jy ander mense laat lewe. Laat asemhaal, laat groei op hulle manier, nie op jou terme nie, maar op hulle sin. En dalk is dit dan, op die ou einde van die dag, hoe regte liefde lyk, soms net kaalvoet. Ek sê vir jou baie dankie en ek hoop jy het 'n wonderlike dag en mooi loop.